Ons hemelse Here, baie, baie dankie dat U 'n wonderlike Vader is. Dankie vir U goedheid. Dankie dat ons U kan prys. Here, baie het seker van hierdie naweek 'n lang naweek gemaak, maar Here, ons kan hier wees om U lof onder woorde te kom bring. Ons kan hier wees om ons lewens en ons harte oop te stel vir die werking van die Gees en Woord. Baie dankie, Here, dat ons U gemeente mag wees. Here, dankie dat U elke lidmaat by die naam ken. Dat elkeen wat aan U behoort se naam in U handpalm gegraveer is. Ja, ook ons sin. Dankie Here dat U ons lidmate ken wat siek is en hulle geliefdes wat dalk bekommerd is oor hulle of hulle help versorg. Dankie Here dat U vir ons goeie hospitale gee en baie goeie dokters ook in hierdie stad. Vader, ons kom bid vir ons kinders. Was my so wonderlik om verlede naweek met die belydenniskinders te kon kamp. Ons bid vir hulle, Here. Vir elke kind. Selfs al lê hulle miskien nog in ma se arm. Ons bid vir hulle wat in 'n matriekjaar is en vooruitkyk na 'n lewe op hulle eie. Dankie Here dat ons vir ons land kan bid. Met al sy, nie duisende nie, maar miljoene probleme. Al sy baie mense wat ook arm is. Dankie Here dat ons kan kom bid vir ons polisiediens, vir welsynsdienste. Alle ander dienste, Here, in ons samelewing wat ons so nodig het. Ook hier in die dorp rond. Hulle wat snags ook rondry om oor ons te waak. Baie dankie Vader dat ons vir die kerk op aarde kan kom bid. Ook vir die NG Kerk, Here. Here, wil U ons waarlik gebruik. Stuur ons, rig ons, lei ons, Here. Baie dankie Here vir U woord ook in Afrikaans. Open nou ons harte daarvoor. Bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons lees uit Genesis hoofstuk 3. Die eerste 7 verse. Eintlik behoort ons al by 2 vers 4 te begin lees, want dis die aanloop, maar kom ons laat dan die res van hoofstuk 2 daar. Ek gaan wel daarna verwys. En dan lees ons van die sondeval hier in Genesis 3. Die eerste 7 verse lees ons. Tema is, dis jou skuld. Goed, kom ons lees daar vanaf vers 1. Ek het dit ook vir jou hier op die skerm. Dink nou weer aan daardie grappie. Julle ken mos die grappie van die dominee wat gepreek het oor die sonde. En hy was baie ernstig om te sê dat almal van ons sondig het, en hy sê, die van julle wat nie sonde het nie, staan op. En toe staan dan ons 'n oomie daar agterop. Nou die grappie het eintlik 2 variasies. Die oomie wat daar agterop gestaan het, julle ken dit, het mos altyd gesê, of het gesê in die grappie, maar ek doen sonde, maar ek staan nie namens my vrou se oorlede eerste man. Ons ken dit so, maar die ander variasie is, oomie wat ook daar opgestaan het, en toe vir die dominee sê, maar hy doen dit uit simpatie, want hy voel so jammer, die dominee nou alleen staan. Kom ons lees Genesis 3 vers 1. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is. En het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie.
Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie. En ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag, as julle van daardie boom eet. En dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, en mooi om na te kyk, en begeerlik, omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee en hy het geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vye blare aan mekaar en hang dit om vir klere. Ons lees net hierdie gedeelte saam. Deur die eeue heen is daar baie nagedink oor die oorsprong van die sonde. Waar kom dit dan vandaan? As God dan sy skepping goed geskaap het. Waar kom dit vandaan? Die een bekende verklaring wat mense gegee het, is dat hulle sê, maar God het dit toegelaat. Hy het dit om een of ander rede die sonde toegelaat, en sommige sê selfs, deur die sonde toe te laat in die wêreld, skitter sy genade en sy liefde nou soveel duideliker. Ander het weer gesê, dis omdat God aan die mens 'n kiesvryheid gegee het. Ons is vry. Anders as al die ander diere kan die mens vrye wil en kan hy kies. Andere sê weer, nee, dit is die slang. Die slang word ook betrek hier om die oorsprong van die sonde te probeer verklaar. En daar's mense wat Genesis 3 so uitlê, dat alles aankom op die vreeslike sluheid van hierdie slang, van die ou duiwel. Maar die opvallende van hierdie verklarings vir my, van die sonde, is dat dit ook maar hulle eie probleme bring. Dit is nie regtig verklarings nie. As ons nou sê God het die sonde toegelaat, dan maak ons mos hom in 'n sekere sin maar verantwoordelik vir die sonde ook. So sê hy dit toegelaat. As ek byvoorbeeld in my huis my kinders sal toelaat om dwelmmiddels te gebruik, dan kan ek nou mos nie later sê, wel ek het hulle om 'n goeie rede toegelaat nie. Ook die mense vryheid, se kiesvryheid. As dit nou regtig so is, dat God aan ons hierdie vryheid gegee het, beteken dit dat die mens dan vrygelaat is om ook die verkeerde te doen. Ons mag nie van die boom eet nie, het God mos pertinent gesê. Dan is ons mos nie vry om van daardie boom te eet nie. As God 'n bord by 'n pad opsit, pad gesluit, toegang verbode, jy mag nie daar gaan nie, dan sê hy juis, jy mag nie. Trouwens, deur iemand te verbied om op daardie pad te gaan, vrywaar jy hom juis van die afgrond aan die einde daarvan. Of om nou die slang en sy vreeslike listigheid so te beskuldig, dit bring ons nie enigstens verder na 'n verklaring toe nie, want waar kry die slang nou weer sy listigheid vandaan? Jy sien? Dis belangrik om te onthou, dat die Bybel self nie probeer om die sonde te verklaar nie. Die eerste keer wat daar in die Bybel sprake is van sonde, hier in Genesis 3, is dit in 'n verhaal. Sonde het dus 'n begin, maar nie 'n verduideliking nie.
Ek kan nie verstaan wat dit vandaan kom nie. En ek kan dit nie begryp hoe dit is dat Adam en Eva so opgetree het nie. Dit staan in 'n verhaal. Dit het gebeur. En daarom lyk dit vir my beter om maar net van die begin van die sonde te praat. Dit het begin, die een of ander tyd, maar verstaan dat dit, hoe dit is dat dit in God se goeie skepping na vore kon kom, dit kan ons nie. En jy kan nou Genesis 1 en 2 gerus aandagtig deurlees. Tussen hakies Genesis 1 en Genesis 2 bevat 2 skepingsverhale, gaan lees weer. Skepingsverhaal in 6 dae, dan is daar weer 'n skepingsverhaal. Maar dan Genesis 2 en 3, Genesis 2 kry ons hierdie idilliese verhaal van 'n boer en sy plaas. Pragtige verhaal hier in Genesis 2. Ons het dit nou nie gelees nie. Maar eintlik begin daardie verhaal dan nou daar in Genesis 2 vers 4. En dit begin met 'n donker kant. As ek gou vir jou kan lees, dit sê toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog nie enige struike op die aarde nie. En het daar ook nog nie enige groenigheid opgeskiet nie. Want die Here God het dit nog nie op die aarde laat reën nie. Daar was ook nog nie 'n mens om dit te bewerk nie. En so skryf hy daar, dit was maar bedroewend. Dit was 'n treurige situasie aan die begin van die skepping. Treurige prentjie. Geen plante, geen groenigheid, geen struike. Dit het nog nie gereën nie, seker gelyk soos Wes-Transvaal nou kort nog gelyk het. Maar toe maak God die mens, 'n mens. En wat gaan nou van hierdie arme mens word in hierdie droë, onherbergsame wêreld? Jy het vergeet wie God is. As God 'n mens maak, dan sal hy vir daardie mens ook sorg. En dan volg hierdie pragtige verhaal. Die Here sorg in die fynste besonderhede vir hierdie mens wat andersins in 'n barre, uitsiglose situasie sou geleef het. Die Here maak 'n pragtige tuin, lees ons. 'n Pragtige tuin met 'n rivier. Dit moes 'n verskriklike groot rivier gewees het. Want as hy uit die tuin uitloop, dan verdeel hy in 4 groot riviere staan daar. Twee van die bekende riviere van die ou tyd, die Tigris en die Eufraat, staan na Genesis 2. 'n Onvoorstelbare stroom water. En die pragtige vrugtebome, ek dink sekerlik ook geelperskes. Dit is so 'n pragtige verhaal. Adam die boer kan die tuin nou bewerk. En al die diere name gee, en die diere word na hom gebring, en soos hy hulle bekyk, so gee hy vir hulle name. Ek het een keer gehoor, iemand het oor die naamgeery van Adam gewonder, en toe het hy gewonder, maar hoekom het Adam nou 'n hond genoem, en 'n kat? En toe sê hy, ek kan nou verstaan, hoekom Adam 'n vark genoem het, want 'n vark is 'n vark. Maar so tussen die reëls lees 'n mens, dat Adam nogtans as 'n eensame persoon tussen daardie diere deurgeloop het. En hy besef het dat hulle nie regtig by hom pas nie, vir hom 'n maat kan wees nie. Maar ook daarvoor sorg die troue verbondsgod. Hy maak iemand wat soos Adam is, wat by hom pas, sy gelyke. En as Adam haar ontmoet, roep hy van vreugde uit. Dis 'n pragtige verhaal. Gaan lees dit weer by die huis. Maar kom ons kyk nou na Genesis 3. Wat sou 'n paslike vervolg op Genesis 2 gewees het? Wat sou 'n geloofwaardige ontwikkeling van hierdie mooi verhaal gewees het? Sekerlik sou dit 'n verhaal moes wees van genieting en van kuier saam met God. Dis tog eintlik hoe Genesis 3 moes gelees het, nie waar nie? Dis tog oortuigend, as God mense maak en hy skep 'n
'n barre woestyn omskep en 'n tuin van lewe en sonskyn en vreugde, dan is dit tog oortuigend dat hulle hom ons dan sou aanbid, sou prys, sou dien. Maar soos Genesis 3 in die Bybel staan, kan 'n mens dit eintlik nie glo nie. Ek kry swaar om te glo dat dit regtig so gebeur het. Ek kan nie begryp dat Adam en Eva hierdie wonderlike intieme gemeenskap met die Here, wat in alle opsigte vir hulle sorg, dat hulle dit gaan opsê nie. En dat hulle nou sommer enige rondloper wat daar opdaag en lieg, nou glo. Watter rede het hulle gehad om God nie te vertrou nie? En watter rede het hulle gehad om hierdie rondloper wat hulle nou ontmoet, hom nou te glo? Hy sê God lieg, hy staan in julle pad. Hy hou julle van daardie vrug af. Kyk daar die geelperske. Daar's eintlik niks slim daaraan nie. Hy doen dit openlik. En hulle glo dit. Ek kan nie Genesis 3 verstaan nie, en ek sou dit ook nie geglo het as dit nie in die Bybel gestaan het nie. Want 'n mens kan die sonde nie verstaan nie. Ek kan dit nie verstaan waar die sonde vandaan kom nie. Dat mense wat van die genade van God lewe, teenoor God ondankbaar is. Hulle rug keer op God. Nie na hom luister nie. Daar's mos nie 'n sinvolle rede voor nie. Juist dit maak sonde. En 'n mens sou kon sê, daarom word sonde seker ook sonde genoem. Want sonde is sonde, dis sinloos. Dis onbegryplik, is onverklaarbaar. En daarom is ons so skuldig oor ons sonde. Ons kan nie sê, ja Here, maar nie. Kyk, Adam het dit probeer. Hy het gesê, ja Here, maar die vrou wat U my gegee het. En Eva het weer gesê, ja Here, maar dis die slang. Dis interessant hoe ons ook ons sonde probeer verklaar. En veral hoe ons die verantwoordelikheid van ons afskuif, of probeer afskuif. Want dan voel ons nou mos nie meer so skuldig nie. Kyk die vrou wat U my gegee het, Here, dis daarom 'n moeilike vrou hoor. Regtig. En ek kry swaar met haar, U weet, U sien. En dan voel 'n mens nou nie meer so skuldig omdat jy so lelik met haar is nie. Want dis omdat sy altyd sis of so is. As ons sonde begin verklaar, as ons dit begryplik maak, dan bely ons dit nie meer nie. Want dan het ons dit van ons afgeskuif. En dan het ons die Bybelse pad byster geraak. Met sonde kan jy net een sinvolle ding doen. Dit bely en laat staan. Dis al. Dis al. Maar nou moet ek en jy nie so verskriklik vanoggend gefokus wees op Adam en Eva en hoe hulle reageer het nie. Nee. Hoe loop jou en my verhaal? Is dit met ons anders gesteld? Is ons reaksie op Gods genade soveel anders? Sy genade wat hy in Jesus Christus aan ons bewys het en steeds bewys. Sy liefdeshand wat hy na ons uitsteek. Is ons reaksie soveel anders as die van Adam en Eva? Wek dit regtig by ons diepe dankbaarheid en 'n verbondenheid aan hom. Sê ons regtig met ons hele lewe, ag Here, Jesus, U is 'n wonderlike Heer. Dankie dat ek U kan ken. Ag Here, is daar nie nog iets wat ek vir U kan doen nie? Of is ons ook maar traag en ontrou? Dis tog onbegryplik.
Het ons dan nie 'n nuwe lewe ontvang van ons Heer nie? Hoe is dit moontlik om 'n nuwe lewe te hê, maar dit nie te leef nie? Verder voor te sit met die ou koeie. Ons gaan terug daar na die begrafplaas van die ou mens. Ons het mos saam met Christus gesterf, sê die Here se woord. Maar gaan ons daar na daardie begrafplaas, haal ons daai doodsbeender uit, en speel ons weer daarmee. Sonde is onbegryplik. 'n Mens kan dit nie verstaan nie, maar jy kan dit bely en jy kan dit laat staan. Maar in plaas daarvan skuif ons so maklik ons skuld af, né? Man, die predikant, hy is vervelig. Die winkelassistent is onnosel. Die onderwyser is irriterend. Die sis, daai is onbevoeg. Altyd die ander, nooit ek nie. Die fout lê altyd elders elders. Nooit by die ure langs die viswaters nie. Nooit by die rekening van die drankwinkel nie, as ek nou maar sulke goed kan sê. Nooit by jou biddeloosheid nie. Lê nooit by jou eie blindheid vir die swak verhoudings in ons land nie. Is ander se skuld, nooit jou skuld nie. Ek het die pragtige verhaaltjie gelees van Picasso, die groot skilder, wat mos skildery gemaak het van die Spaanse burgeroorlog, waarby die Duitsers ook betrokke was. Huiweringwekkende, aangrypende skildery, jy wil eintlik nie daarna kyk nie. Maar eendag besoek 'n Duitse offisier hom en staan en kyk na die skildery van hierdie verskriklike gedrogte van mense en diere. En die Duitse offisier vra toe, het jy dit gemaak? Picasso kyk hom in die oë en sê, nee, dit het jy gemaak. Dit het jy gemaak. Liewe broeders en susters, ons mag maar ons diplomas en ons sertifikate teen ons mure hang. Alles wat ons bereik het, maar voor Jesus kan ons maar net met ons skuld kom staan. Kyk, die wêreld wys die vinger na die ander. Wys die vinger na die ander. Maar die Christen wys die vinger na diself. Ek is aandadig. Dis my skuld, ek is jammer. Ek moes beter geweet het. Ek moes eers gedink het. Ek moes eers gebid het. Ek was nie genoeg oplettend en liefdevol en geduldig nie. Ek het nie betyds besef wat onder my aan die gebeur is nie. Dalk wou ek nie besef nie. Ek is skuldig. Kom ons bid saam. Baie dankie Here, dat ons wat U op 1000 maniere verloon, Here, dat ons na U kan kom en kan weet ons staan voor U die regter, wat terselfde tyd ons pleitbesorger is, ons advokaat. Ons staan voor iemand wat ons vryspreek en ons skuld vergewe. Baie dankie Here, dat ons kan bid, dat ons reaksie op U genade en U goedheid, die wonderlike verhaal wat U in ons lewens skryf, dat dit anders sal wees as die van Adam en Eva. Here, dat ons maar die skuld op onsself sal neem. En sê, ook ek is nie dankbaar genoeg vir God, en sy goedheid, en sy genade, en al sy genadige bewyse van goedheid in my lewe nie. Ook ek is nie sterk genoeg aan my God vasgebind nie. Ook ek dwaal te maklik. Dankie Here, dat U ons in genade aanneem, dat dit die blye boodskap is, en dat ons daarmee huis toe kan gaan. Amen.